geval herhaal. Okay, ons neem daarom nou op. Okay. Onthou, jy kan altyd daai ding aansit en afsit as jy wil verkoop of koop en jy wil nie luister na die stoggasties nie. Hy beskerm jou daarteen, okay? En hier kan jy jou profit en loss sien. As ons nou wil toemaak, kom ons maak hom toe. Ek druk C en dan maak hy hom dadelik toe. Sien julle? En nou sê hy vir my profit today het afgekom. Hy is nou 21, hy was 'n bietjie meer gewees. Okay. En hy sê vir my was my maximum drawdown vir vandag was $1.38. Okay. So kom ons kyk na Boom 1000. Boom 1000. Ek sou ook nie nou koop nie. Sien jy, hy is ver van die 200, hy begin terug hardloop. En hy deur die 20 hardloop, so ek sal hom ook nie daar koop nie. Kom ons kyk gou hier na Volatility 75. Ek is baie lief. Daar het hy nou net gekruis, né? Volatility 75. Okay. En by the way, ek het hierso hy piek outomaties die minimum lot, so jy gaan nooit 'n verkeerde lot vat nie, maar jy kan vir hom sê ek wil 2 mini lots speel of 3 of 4. Dis 'n setting in die robot. Ek gaan vir julle nou die settings in die robot wys. Okay, so daar's hy, kan jy sien hy het nou net gekruis. 'n Rooi kruis beteken hy het onder die 20 gekruis, daar het hy onder hom gekruis. Kyk hier hoe mooi hardloop hierdie 45 op, né? As jy 'n mooi groen kers kry wat die rooi uithaal, kan jy ingaan. Sit jou stop onder daai kers of onder die swing en jy laat hom loop. Daar's hy. Sal hy hierso kyk daai ene. Hier het hy rooi uitgehaal, daar kan jy ingegaan het en dan hardloop hy op. As ons nou 'n mooi groen kers kry wat hierdie rooi uitvat, dan kan ons ingaan. Ek is bietjie bang vir die 200 hier, so ek sal op hom sit. En interessant, het jy gesien hy het nou 'n kruisie groen gemaak. Hoekom? Want die close het bokant die 20 gesluit, sien jy daar? Hy gaan nou hierna weer verander na rooi, daar. Al hoekom ek hierdie wil hê, is dat 'n mens kan sien wanneer die ding 'n lang pad oploop en nou kry hy onder toe, dan wag jy vir daai eerste bonse. En dis waarvoor ek daai ingesit het. En mens kan in die indicator kan jy wag ek het verkeerd aan daar, laat ek net gou daar kom. In die indicator kan jy die alerts afsit en aansit. Ek het hulle op die oomblik, het ek hulle af, die onder, sien julle? Dis die alerts, ek moet net daai naam verander daarso. Dit moet wees alerts on or off, en ek het dit af. As jy dit aansit, dan sal hy vir jou elke keer wanneer hy hier 'n pyltjie maak, sal hy vir jou alert, of as hy 'n kruisie maak, sal hy jou alert. So jy hoef nie die hele tyd die ding dop te hou nie, jy kan hom maar laat speel in die agtergrond en dan gaan hy vir jou sê ding dong en dan kyk jy dan sien jy wat het gebeur want hy wys dit vir jou. Okay, so dis basies daai deel. Okay, ek gaan daar uitgaan. Okay, en dan ek wil net eer die robot se settings gaan bietjie laat julle mooi sien wat gaan aan. Okay, so F7. Ek moet hier op hierdie kaart wees. F7 gee vir jou settings van jou robot. Daar is die serial nommer, hy word gekalkuleer vanaf jou rekening. Hier het ek al die boompare in, al die crashpare en al die statement het. Interessant, ek het hierdie postfix bygesit. Omdat ek my ander demo gebruik het vir 'n robot wat ek al vir 6 maande toets en ek wou dit nie interrupt nie, het ek nou 'n nuwe demo gemaak en dit is die zero spread ene gewees. En by hulle sit hulle 0.0 agter elkeen as jy gaan kyk in jou market watch. Control M is market watch. Sien julle daar? Hy het 'n 0.0 by elkeen. So, dis wat lekker is van die ene, jy kan enige iets wat agteraan is, kan jy byvoeg en dan sal hy hom reg lees. Control M vat hom weer weg. Daar sien. So kom ons gaan terug na die settings toe. So dit is daai ene daar en nou kan jy sê stock filter true or not. As jy hom aansit, dan sal hy default daar net groen wees as die stok onder is en net rooi wees as die stok bo is. As jy dit wil af hê, sit jy dit af daar, maak jy hom net vals. Okay? En dan sal hy so bly tot jy hom daar weer klik en hom aansit of nie. Okay? Use mini lots? Ja. Want ek wil in die begin maar mini lots. Dan is daar 'n minimum lots multiplier. So ek kan nou sê trade 2 mini lots as my rekening 'n bietjie groter word, of 3 of 4 of 5, afhangende van wat gaan. En jy kan lots override. Met ander woorde, jy kan dat hy nie mini lots vat nie. So dan sê jy lots override,
hierso, en dan sit jy net daar, use mini lots, vals. So as jy vals gaan, as jy hom vals maak, dan gebruik jy die lots wat jy hierin het. Maar dis 'n probleem tussen die pare. Dis hoekom ek verkies eerder dat hy vir my vanaf mini lots werk, en dat ek daarvan af sê, right, maal my mini lots met 2 of 3 of 4 afhangende van hoe groot my rekening is. So ek hou daarvan dat hy op true is. Okay, dan hierdie ATR factor is maar net wat is die profit factor? So hy sit jou profit op soveel van die ATR. Ek het dit nou min gemaak want hier tel ek 10 punte by die minimum stop. Jy sien daarso. Want met boom en crash wil jy naby wees om my spike te vang vir profit, jy sien. Dis hoekom ek dit so gedoen het. Maar jy kan dit groter maak, jy kan dit meer maak as jy wil, dan sy bietjie verder. Okay, dan is daar dis die punte beyond the mini stop is 10 en dan hier het ek $1 profit ingebring. As jy net een kaart speel en jy wil nie worry oor jou take profit en jou stop loss nie, né? Dan sit jy daar 30 sent of 50 sent. Die oomblik wat hy 30 of 50 sent ook sien op al jou trades, boem, dan maak hy hulle almal toe. Dis partykeer lekker om te hê, maar as jy hom nul los, dan ignoreer hy hom, okay? En maximum slippage is maar net die verskil tussen die prys wat jy gesien het en die prys wat hy koop. Magic number, as jy 0 maak, dan kan jy manual trade en jou manual trade sal ingetel word hierso by jou totale en goeders. Maar manual trades gaan dan nie toegemaak word nie, want hy het nie 'n take profit en 'n stop loss nie, behalwe as jy dit insit. En die res is maar net gaan oor waar die dashboard is en goeders en waar dit kom en so aan. Daai sien jy is alles maar net kleure en minder belangrike goed. Okay, en dan ja, that's it. Dis die settings van daai robot van jou. So jy kan bepaal hoeveel mini lots hy moet speel. Jy kan bepaal of hy die stochastiese filter moet aansit, ja of nee. En jy kan bepaal hoe ver jou take profit en stop loss moet wees, okay? En dis 'n hele maklike ding van hom. So en dan hier kan jy sien wat om te trade. Daar kan jy sien daar's boom 300 en boom 600. Boom 600 het nou net begin styg. Kom ons kyk hoe lyk hy. Boom 600. Ek sou sê mens kan maar 'n koopie vat daar. Ek druk B om te koop. Hy's op die 10 en daar sit hy my take profit naby 10 punte bokant die minimum lot, minimum stop. En daar is die stop loss en jy kan die stop loss trek. As jy wil na die swing toe gaan, daar is die swing. En dan kan jy sien daar op die linkerkant wys hy $1.59 jou loss, okay? En daar kan jy ook sien wat jou take profit sal wees daar. Sien jy daar was en as jy mooi oor kry jy hom. Gewoonlik as ek daar sy hy's maar 60 sent, okay? Interessant, ek weet nie of julle weet van hierdie grys dingetjie daar bo nie. Kyk bietjie daar bo. Sien julle, as ek op daai grys dingetjie gaan, dan sê hy chart shift. Ek kan my kaart met hom links skuif of regs skuif. Sien hy, daar het ek hom nou geskuif. Waar is hy nou? Nee, hy sit nog daar. Daar sit hy. Wat met my gebeur het, omdat ek hierdie skerm bietjie klein het, my monitor is nie baie groot nie, dan moes ek hom nou links skuif om my pryse en goed te kan sien. Hier sal dit nie agter my dashboard is daai kant nie. Maar jy kan dit met hom skuif. As ek hom nou so heen en weer trek, sien julle dan. Maar dis die verste wat ek hom kan links trek, maar jy kan sien ek kan hom nader bring daar. Daar is hy. Dus ek weet nie of julle geweet het van hom nie. Daar sit hy daar bo, daai so grys dingetjie daar. Okay. Wat is daar nog? Ja, hierdie sê vir jou wanneer is hy op en die stochasties op die regte plek of af en die stochasties op die regte plek. Die kruise hier sê vir jou wanneer het hy deur die 20 gegaan en wanneer hy nie deur die 20 gegaan het nie. Okay. En hier ek werk op die 20, as jy 50 wil gebruik, verander jy dit in die robot, jy maak dit 50. Kan jy hierdie koop gaan lyk my bietjie teen ons, maar ons kyk maar wat gebeur. Ek kan ook nou spike. Kom ons kyk na die volgende ene. Dit was boom 600. Kom ons kyk na boom 900. Hierdie het nou net gekry. Sien julle boom 1000 het nou net opgekry. Hy wys nog negatief die angle, maar hy het nou net met die kersie het al gekry, die dinge sal kom, okay. Kom ons kyk gou na hom, boom 1000. Dalk jok hy vir ons daar.
Nee, hy het opgekruis deur die 20, sien hulle daar? Maar my geel lê nog afdraande. Hy meet die laaste 5 kersse. OK? Van daar na daar. OK. Mens kan dit ook stel hoeveel kersse jy moet kyk. As jy langer termyn wil hê, dan maak jy hom 10, dan sal hy hier vanaf na 10 baars terugkyk, OK? In hierdie geval het hy nou net deur gegaan, so ek sou nie daar koop nie. Boom 300, boom 300. Hy's pad 'n bietjie onder toe nog. Hoekom wys daai ding wys 21 want hy meer die laaste 5 baars hierso vanaf die vorige baar, ja. Daar's hy. Okay. Kom ons kyk bietjie na volatility 50. Volatility 50 daar lê. Jy druk hom daar. Kan sien volatility 50, hy wys op en hy het nou net gekruis. Hier sou hy my 'n rooi kruisie gee en daar gaan hy my 'n groen kruisie gee. Sodra daai netjie klaar is, sal hy 'n groen kruisie gee. Dis 'n goeie plek om as jy nou 'n goeie groen kers te kry te koop, maar hy's ver van die 200, so dis laat 'n ou ook maar altyd wonder. Maar as jy jou boom en jou kruise speel soos wat ons op die 9-punt plan gedoen het, 45 grade, as hy by die 10 kom en die 20 kom en jy koop en jy kry jou spike, dan maak jy maklike vinnige dollars daarso. Dis maar wat ek die hele tyd hoe ek by hierdie punte uitgekom het hierso. My meeting gaan stop in 10 minute. So ek gaan so nog so 'n bietjie aangaan en dan gaan ek hom stop laat ons kan die recording kan save kry, okay. Is daar enige ander vrae verder op die oomblik? Julle is welkom om te praat en te vra. Dok, ek sien Brandon vra net oor moet mens na die MACD ook kyk of is dit nie nodig nie? Ekskuus, ek sukkel 'n bietjie om te hoor, hy's bietjie sag aan my kant. Jammer Dok. Ja, okay. Brandon vra moet mens na die MACD ook kyk of is dit nie nodig nie? Die MACD het ons meer in die 9-point plan gebruik. Ek het gevind die 20 is heeltemal genoeg. Maar jy kan die MACD bysit as jy wil. Ek het nie MACD hierin bygesit nie. Ek het net na die hoek van die 20 gekyk. Meer om op te tel wanneer hy gaan bons of wanneer hy gaan deurgaan vir jou boom en jou crashes. Dis maar hoekom ek kom maar op die 20 gehou het vir hierso, okay. Die MACD volg die lang pad, okay. As jy byvoorbeeld 'n MACD 190 200 sit, dan sal hy dieselfde wees as ek hier gaan sit my moving average op 200. Dan sal ek omtrent dieselfde sien as wat ek op my MACD sien. So as jy wil die MACD gebruik en jy wil die lang pad, die lang prysaksie volg van die wat die MACD saam met die booms en die crashes doen, wat ons gesien het waar die 190 200 baie mooi werk. Dan verander jy net hierdie in 200 en dan sal jy sien, dan gaan hy vir jou wys, hierso gaan hy nou baie plat wees en as hy opgaan, dan sal hy opgaan, want jy gaan nou kyk, jou MACD gaan ook hier baie plat wees. MACD 200, 900, hy gaan omtrent 0 wees. Daai is die 200, 190 sal net 'n bietjie bokant op wees. So die MACD sal baie klein wees. En hierso sal hy op pad af wees, okay. Daar sal hy af wees. Laat ek net gou my scroll lock afsit hierso. Auto scrolling af. As jy kyk so waar hierdie 200 besig is om te daal, right? Hier sal jou MACD besig wees om af te gaan. Daar gaan hy plat wees. Hier gaan hy kom van bo af, sien julle hy kom van bo af. Kom ek maak net so 'n bietjie minus vir daai kleiner daar. Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur nou. Daar is hy bo. Jy sal nou sien. Jy sien jou 200 volg die groter prysaksie van die dinges van jou hy volg na die prysaksie toe. Ek wil net verder uitgaan. Kan jy sien, kyk daar, hy sal nou hoog wees. Hierso sal jou MACD baie hoog wees. Daar, aan die linkerkant, sal hy hoog wees, en hy kom af, daar het hy gedraai. En jy gaan kyk, dis waar jou prys gedraai het. Daar het jou prys gedraai, en daar het hy deurgekom. So jou MACD sal hier gedraai het, en nou draai hy af, en hy gaan op pad na 0 toe, gaan baie naby aan 0. So, as jy na die MACD wil kyk, doen hom, en as jy hom wil simuleer hierso, dan sit jy net om op jou moving average op 200 en nie net op 20 nie. Ek
gaan hierso langs die pair gaan ek skryf wat is die moving average want hy wys dit nie nou nie. Jy moet binne en gaan kyk. So ek gaan hierso net daar agter in brackets bysit daar. SMA en dan 20 200 of whatever ook al jou stelling is binne in, okay. Daar sien. Well, that is basies die hele ding. Okay, ek dink ek gaan hom hierso stop en laat ek net kan seker maak ek neem daai op. As julle ouens weer 'n keer wil koekeloer, as julle baie welkom, dan ek sal weer en ek kan maar nog 'n bietjie video's ook maak en oplaai. Ek sal hierdie enetjie oplaai dat julle dit daarom het om na te kyk. Okay. So daar sien. Right, baie dankie. Nog een. Baie Daar's dankie dok. die. Dankie, Hy dankie werk lekker. Baie Dr. dankie julle Taylor. ouens. Lekker aand verder. Totsiens Lekker aand hoor. Lekker almal. slaap. Bye. Ook bye.